Here, u dienaars kom, want ons wil luister. Ons wil hoor, maar Here, dan wil ons gaan doen. Dankie dat u die een is wat praat. Here, in sommige tye moet ons stil word om te hoor, want u skree nie. U praat in die windstiltes. En Here, ons hartsbegeerte is om stil te raak, om u te hoor in die windstiltes. Here, mag u die een wees wat ons harte nou aanraak. Mag die oordenkinge van ons harte vir u aanneemlik wees. Here, mag die woorde wat oor my lippe kom vir u aanneemlik wees. En mag hierdie oomblik ons saambind deur u Gees, sodat wanneer ons hier verlaat, ons gaan uitgaan met hoop, liefde, genade en 'n opdrag om te gaan uitvoer in ons lewe saam met u. Dankie vir u grootheid, vir u liefde en vir u almag. Dankie Jesus vir wat u vir ons gedoen het en dat ons hier mag wees as gevolg van u voorafgaande genade, Here. Dankie. Amen. Wat sê 'n mens? Ek dink vir ons almal is hierdie 'n baie redelike bekende frase in al ons Afrikaanssprekende se huis. As ma's of pa's vir jou sê, wat sê 'n mens na jy iets gekry het? Na jy iets ontvang het, dan is die verwagting natuurlik dat jy moet sê dankie. So ek glo daai frase lei vir almal baie bekend. Wat sê 'n mens? Ek deel graag vanoggend ook met ons waarom Jesus iets soortgelyks soos ons ouers aan 'n paar mans gevra het rondom die woord dankie. En dan uiteindelik watter betekenis hierdie woord dankie in die antieke wêreld gehad het. Ons staan vanoggend stil by Lukas 17 vers 11 tot 19. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm u oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword, en een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: is daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy: staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Jesus is op reis hier in Jerusalem, toe hy by hierdie 10 melaatse mans verbygaan. En hierdie 10 melaatse mans is deeglik bewus dat in die samelewing van hulle tyd, wat hulle plek is as gevolg van hierdie melaatsheid. Daarom staan hulle end weg van Jesus en hulle roep uit na hom. En hulle roep uit na hom om hulp. Hulle durf nie nader gaan aan die mense nie. Want die reëls van die tyd is dat hulle onrein is en dat hulle nie mag naby ander beweeg nie. En dan hoor Jesus hulle noodkreet en dan sê hy vir hulle: gaan wys julle vir die priesters, gaan. Ek wonder nogal wat hierdie 10 mans sou dink. Hulle vra vir Jesus vir hulp, en al wat hy doen, is hy wys hulle na die priesters toe. Hy sê vir hulle: gaan wys julle na die priesters. So die priesters was die enigste instansie
wat kon sê dat hierdie mans rein is. So daarom moet hulle na die priesters toe gaan, sodat hulle daar by die priesters 'n verklaring kon kry dat hulle nou rein is. Maar terwyl hulle nog steeds melaats is, sou wys hulle vir die priesters sekerlik 'n baie vreemde opdrag wees. Want hoe sou die priesters nou hulle kon rein verklaar as hulle eintlik melaats is? Maar op pad daarheen word hierdie 10 melaatse mans gesond. En dan sien ons dat een van hulle omdraai nadat hy gesond is. En wanneer hy so omdraai, dan prys hy hardop vir God, vir sy genesing. Hy wat 'n Samaritaan is, prys die Here. Nie die Jode van wie ons dit eintlik verwag nie. Nie die Jode wat genees is, doen dit nie, en wat dit behoort te doen nie. Hulle wat behoort heel eers na God toe te draai, doen nie. Maar hierdie Samaritaan draai op en prys hardop vir God. En dan sien ons, na hy vir God hardop geprys het, val hy hier by Jesus se voete neer, en dan dank hy hom. Dan toon hy dankbetuiging teenoor Jesus. En dan sien ons hierdie vraag, wat Jesus vra, wat so soortgelyk is aan ons ouers se vraag van, wat sê 'n mens? Jesus vra vir hulle in vers 17 tot 18, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie Joods is nie? Dan lei daar die vraag wat Jesus vra vir ons dieselfde as wat ons ouers altyd vir ons gevra het. Wat sê 'n mens? Dankie is nie 'n woord wat heeltyd gebruik was in die antieke wêreld, soos met ons geval is vandag nie. Jy sou dit nie baie hoor nie. Maar wanneer jy wel dank betuig het die woord dankie 2 funksies gehad in die antieke wêreld. Een van die funksies was om 'n verhouding met iemand te beëindig, en die tweede funksie was om eer te bring aan iemand in 'n gesagsposisie wat belangrik is. Dit wil sê op so 'n manier, wanneer jy dankie gesê het, bevestig jy inderwaarheid die posisie van daardie persoon, byvoorbeeld 'n koning of 'n priester, dan bevestig jy die gesagsposisie waarin daardie persoon staan. So in die antieke wêreld sê jy uiteindelik net dankie vir mense met wie jy in 'n verhouding staan, of vir mense soos konings of priesters, omdat hulle baie belangrik is, en omdat jy op so 'n manier wys dat jy hierdie posisie waarin hulle staan eer. Hierdie man wat nie net vir God loof nie, maar ook omdraai om vir Jesus te dank vir wat hy gedoen het, wys vir ons dat hierdie Samaritaan besef dat hy in die teenwoordigheid van God is. Hy besef dat God in Jesus is. En daarom kom hy en dan bedank hy hom. Hy besef Jesus se gesagsposisie in God. Daarom val hy by sy voete neer en sê hy vir hom, dankie. Die man se dankbaarheid teenoor Jesus verbind hom dan uiteindelik ook in 'n persoonlike verhouding met Jesus. Nou ons het gesê die eerste funksie is jy sê net dankie vir iemand met wie jy in 'n verhouding staan. So hy verbind hom in 'n persoonlike verhouding met Jesus. Soos die 9 mans wat weggestap het sonder om terug te draai met dankbetuiging, is daar baie ander mense wat Jesus genees het reg deur die evangelies lees ons dit, wat nooit dankie gesê het nie. En daarom nooit in 'n permanente band van dankbaarheid met Jesus gestaan het nie. Hulle kon nooit regkry om 'n permanente band van dankbaarheid met Jesus te vorm nie. Dankbetuiging is die erkenning van God se grootheid. Dis soos 'n lofbetuiging, om te kan sê ek erken wie God is, die Almagtige. Ek erken sy grootheid. Hierdie Lukas verhaal gaan daaroor
of die mans Jesus as God beskou. Hierdie Lukas verhaal is nie besig om te beklemtoon die genesing nie, dit beklemtoon eerder hierdie mense en die vraagstuk of hulle God, Jesus as God beskou, of hulle besef dat God in Jesus is, en of hulle besef dat Jesus in 'n gesagsposisie is. En dan uiteindelik die een wat kom dankie sê, is die een wat in verbintenis met Jesus tree, die een wat Jesus as God beskou, die een wat Jesus 'n gesagsposisie erken, en dit hardop erken, dat almal kan hoor, 'n Samaritaan, nie 'n Jood nie. Die motivering van die hart vir dankbetuiging moet kom vanuit 'n plek wat wil erkenning gee aan God vir sy plek wat hy beklee, sy almag wat hy het, sy grootheid wat heers bo alles, sy grootheid wat uiteindelik alles in stand hou en alles vorm en rig soos dit behoort te wees. Die motivering van ons hart vir dankbetuiging teenoor God is omdat ons al hierdie dinge besef en wil erken. Paulus skryf in Kolossense 2 vers 6 tot 7, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Ons lees hier dat dankbetuiging behoort 'n soort lewenstyl te word van die wat Christus ken en in hom glo. Hierdie dankbetuiging is bietjie anders as om goeie maniere te hê. Dis nie sommer net 'n stel goeie maniere wat jy toepas nie. Dit is die opregte erkenning van wie God is. Die opregte dankbaarheid vir God gebeur slegs wanneer ons in ons diepste wese besef wie die Here is en wat hy vir ons vanuit genade gedoen het. Pas op om in die gat te trap waar jy voel, jy kan net dankie sê, jy kan nie dankie sê as net slegte dinge met jou gebeur nie. Partykeer trap ons in daai slaggat van, hoe sê ek dankie, want net slegte goed gebeur met my. My lewe lyk nie goed nie. Alles loop verkeerd. Selfs tydens die tye wat dit sleg gaan, is daar rede om God te dank. 'n Voorbeeld hiervan is Paulus wat vir ons in sy brief aan die Romeine meer leiding gee oor hoe dit werk wanneer dit sleg gaan rondom dankbetuiging. Dan skryf hy in Romeine 5 vers 3 tot 5, dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. Ons dank die Here nie vir die swaar kry nie, maar eerder vir die vrug wat daardie swaar kry in ons lewens kan dra. Ons dank die Here vir die groei wat vanuit daardie swaar kry kan plaasvind. Dis waarvoor ons hom dankie sê. Vir dit wat binne my kan gebeur, wat binne my kan vrug dra wanneer dinge op sy slegste is. Ons glo dat God die skepper van die heelal, die goue draad is wat deur alles loop in hierdie wêreld. En hierdie einste skepper glo ons gee die vermoë aan wetenskaplikes om te dink en om vanuit hierdie vermoë van verdere denke navorsing te kan doen. En dan sien ons uiteindelik dat vanuit hierdie navorsing die basiese beginsels van 'n lewe in God soos dankbaarheid talle positiewe invloede op die mens kan hê. Ons sien dat navorsing toon dat dankbaarheid die volgende positiewe uitwerking kan hê. Dankbaarheid verbeter jou geestesgesondheid deur stres, angs en depressie te verminder, terwyl dit ook lewensvredenheid
en positiewe emosies verhoog. Dankbaarheid kan lei tot fisiese gesondheid, deur lae bloeddruk en inflammasie, verbeterde slaap en 'n groter neiging om aan gesonde gedrag soos oefening en 'n goeie dieet deel te neem. Die beoefening van dankbaarheid versterk ook sosiale verhoudings, verhoog veerkragtigheid en is gekoppel aan meer pro-sosiale gedrag. So dit versterk al die verhoudinge wat jy bou met mense. Dit maak dit vir jou dat jy 'n wil hê om te wil sosiaal verkeer met ander. 'n Basiese beginsel wat ons nakom teenoor God het 'n merkwaardige invloed op die liggaam wat die Here geskaap het. So, die uiteinde sê gereeld dankie. Oor en oor vir alles wat God doen. En as jy vergeet om dank te betuig, dan stuur jy dalk die verkeerde boodskap uit na God. Dan is dit die boodskap van daardie 9 mans, dat God nie as goed genoeg geag word nie. Dat jy vir God nie 'n ereplek kan gee nie. 'n Ereplek wat hy behoort te kry. So as jy voel, daar is nou regtig niks meer oor om voor dankie te sê nie, dink dan aan hierdie basiese dinge. Jesus wat kom sterf het vir jou sondes, voorafgaande genade wat jy ontvang het nog voor jy geboorte gegee het, nog voor jou ma geboorte gegee het aan jou, jy voorafgaande genade ontvang. Asem om elke dag te kan leef. Jesus se gees wat ingeblaas is in jou liggaam, sodat jy elke dag kan leef. Groei vanuit moeilike omstandighede wat plaasvind saam met die Here. As jy vergeet waarvoor om dankie te sê, begin by hierdie 4 basiese dinge. Jesus wat vir jou sterf vir jou sondes. God wat vir jou voorafgaande genade gegee het, nog voordat jy eers gebore is. Die drie enige God wat asem ingeblaas het in jou liggaam, sodat jy kan leef. Die drie enige God wat groei bewerkstellig binne jou, wanneer dinge moeilik gaan. Praktiese ding wat jy kan doen, is jy kan vir jou dankbetuigingsjoernaal begin. Dan gebruik jy dit om neer te skryf, alles waarvoor jy dankie is. Kort sin selfs. Die rede daarvoor is, jy kan terugkyk daarna, wanneer jou dankies opdroog. In tye wat dit vir jou moeilik is om dankie te sê, of nie weet waarvoor om dankie te sê vandag, en kan jy terugkyk in jou dankbetuigingsjoernaal, en onthou, waar die Here vir jou kom intree het, waar jy hom beleef het, waar jy sy eer erken het. Soos die Engelse sê, get back to the basics. En dit is belangrik, is baie belangrik, dat ons teruggaan na die basiese toe. Maar dan is dit ook belangrik, dat jy moet bedoel waarvoor jy dankie sê. Pas op vir 'n rympie van dank. Rympie van dank maak dat die opregtheid nie daar is tussen jou en hom nie. Maak dit 'n hartsoortuiging van dankbetuiging. Wees oortuig in jou hart waarvoor jy dankie sê. Ek wil vanoggend so 'n paar minute gee. Ons het gehoor wat die woord dankie beteken. Die woord wat ons ouers so gereeld vir ons herinner om te sê. Maar 'n woord wat voor God belangrik is. 'n Woord wat sy eer erken. 'n Woord wat sy mag erken. 'n Woord wat sê, ek besef, U is koning van die heelal. Ons het gehoor dat jy kan dankie sê, selfs as dit moeilik gaan, maar dan sê jy dankie vir die groei wat plaasvind. Ek wil vir jou 'n paar minute gee van stilte. 'n Paar minute waarin jy kan dink, waarvoor kan jy dankie sê? Skryf dit neer as jy moet.
Jy mag jou foon uithaal, daar's Samsung Notes op die foon. Jy mag 'n nota maak. Maar ek wil vir jou 'n paar minute gee waar jy vir die Here vanoggend kan dankie sê. Kom ons gaan net in 'n paar minute van stilte. Dankie Here, almagtige Vader, dat U elkeen van ons vooruitgegaan het met U genade, voorgeboorte. Dankie dat U ons gekies het. Dankie dat geloof in U beteken dat ons kan vrygekoop leef, vrygekoop van die stories in ons kop, vrygekoop van die stories van mense, vrygekoop van die idees van mense, maar gevestig in U, met die wete dat ons geliefd is, met die wete dat ons goed genoeg is. Dankie dat U, Heilige Gees, ons herinner, elke dag, dat ons goed genoeg is, en dat U ons liefhet. Dankie dat ons kan kom na U voete vir vertroosting in moeilike tye. Dankie dat ons kan terugkyk en sien hoe ons gegroei het vanuit swaar kry. Dankie dat U vir ons veerkragtigheid gee om op te kan staan in die moeilikste van tye. Dankie Heilige Gees dat U ons wat U teenwoordig is in vrede kan saambind. Dankie dat U vrede en samesyn bewerkstellig hier tussen ons, sodat ons kan leef vanuit een hart vir U. Dankie dat U die almagtige heerser oor die aarde is. En dankie dat U Uself vir ons ontferm, dat ons nie alleen voel nie. Dankie dat U vir ons spasie bied wanneer ons deur moeilike tye gaan en wel alleen voel, deur tye wat ons kwaad is vir U. Dankie dat U ook daar is vir ons, selfs in die tye wat ons U dalk verwerp, in die tye wat ons voel, ons wil nie naby U wees nie, want ons voel afgeskeep. Dankie dat U die spasie hou. Dankie dat ons altyd kan terugkom, soos die verlore seun altyd kan terughardloop in 'n omhelsing van 'n liefdevolle Vader.
Dankie Abba vir u liefde. Dankie Abba vir u seun wat u vir ons gestuur het. Dankie Jesus vir u opoffering. Dat u bereid was om in 'n wêreld te stap en te gaan waar mense u afbreek. Waar mense vir u sê dat u nie goed genoeg is nie. Waar mense uiteindelik u kruisig onskuldig. Alles net sodat ons deel kan hê aan die ewige lewe. Deel kan hê aan die liefdesverhouding met die drie eenheid. Verlos. Dankie Heilige Gees dat U die stille stem is wat saam met ons woon. Die een wat ons nie forceer in rigtings nie, maar rustig wag tot ons bereid is om in te gee, tot ons bereid is om te herken en te groei. Dankie vir u teenwoordigheid by ons, in ons, deur ons. Mag ons se lewe van dankbetuiging beoefen en herinner ons, Heilige Gees, wanneer ons vergeet. Dankie Jesus. Amen. Kom ons gee net geleentheid